Goeienaand, baie dankie dat ek vanaand saam met jou mag wees. Dit is vir my 'n voorreg om ook saam met jou as gemeentelid of as vriende van ons gemeente en vriende van NG Bersig hier te mag sit. Ek hoop dat u vanaand iets sal beleef van wat dit vat om die vooraand van die viering van ons Here Jesus se kruisiging mee te maak. Ek dink nie ons sal ooit kan die prys bepaal wat Jesus betaal het nie. Ek dink nie ons kan ooit bepaal hoe groot die lyding was wat hy verduur het nie. Maar as daar een ding is wat ek wel weet, is dit as dat ek kyk na wat ons aangaan, ek iets anders sien. Ek sien vrese, ek sien mense wat praat van ons is besig om vervolg te word. Ek sien mense wat allerlei geestelike opmerkings en selfs teksverse stuur om te sê hoe die Here ons deur alles gaan vat. Natuurlik vat die Here ons deur, maar ons is ver van vervolging af. Daarom wil ek vanaand begin met 'n klein fotootjie. Dit is nie 'n baie duidelike foto nie, maar dit is 'n skildery wat geskilder is wat iets vertel van vervolging. En dink as ons net vir 'n oomblik stil word en vir onsself sê, hierdie is hoe vervolging lyk, sal ons ook anders dink. Kyk gaan na die foto. Vriende, ons word nie vervolg nie. Ons het 'n wonderlike voorreg dat ons by ons huise kan wees en 'n klomp goed gedoen kry. Garage regpak, kaste regpak, huis skoonmaak en selfs papas en mamas wat saam met hulle kinders sit en huiswerk doen sonder al die druk. Ja, daar's mense wat swaar kry. Daar's mense wat onder geweldige druk is. Daar's mense wat nie weet hoe hulle die einde van die maand gaan oorleef nie. En tog doen ons. Daar's mense wat hard werk. Daar's mense wat regtig kans kry om niks te doen. En iewers in hierdie hele proses van waar ons onsself bevind, moet ons sin maak in waar ons is. Dalk is dit een van die wonderlikste voorregte wat ons ontvang het, dat ons vanaand hier alleen kan wees by ons huise en kan stil word rondom die laaste oomblikke van Jesus se lewe op aarde. Vanaand se tema is Slaan met die vuis. Dit is 'n verskriklike tema en selfs my vrou en 'n paar ander mense het vir my gesê, hulle weet nie of hulle se kans sien vir die tema nie. Maar dit is waar. Jesus is met die vuis in die gesig geslaan. En net die wete daarvan is al klaar erg. Ek en jy gaan vanaand daai verhaal weer lees. En ek hoop dat as ons daai verhaal lees, dit jou sal help om voor te berei in jou gemoed en in jou hart, om ook môreoggend as ons Goeie Vrydag opdaag om sy kruisiging te herdenk, my hart regtig voorberei te wees, om te verstaan wat die prys is wat hy betaal het. Vriende, ek wil graag vir ons saam lees uit juist die gedeelte in Matteus 26 waar ons hierdie tema vandaan kry. Lees saam met my van vers 57. Die mense wat vir Jesus gevange geneem het, het hom weggelei na Kajafas die hoofpriester, waar die skrifgeleerdes en familiehoofde bymekaar gekom het. Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan tot by die binnehof van die hoofpriester se woning. Hy het ingegaan en daar by die wagte gaan sit om te kyk hoe dit afloop. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het vals getuies teen Jesus probeer kry, sodat hulle hom kon doodmaak. Baie vals getuies het na vore gekom, en tog kon die raad niks teen hom vind nie. Eindelik het daar 2 vorentoe gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en in 3 dae weer opbou. Toe staan die hoofpriester op en sê vir hom, verweer jy jou glad nie? Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring? Maar Jesus het niks gesê nie. Die hoofpriester sê toe vir hom, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die Seun van God? Jesus antwoord hom,
Dit is soos hy sê, daarby sê ek vir julle, van nou af sal julle die seun van die mens sien waar hy aan die regterhand sit van hom wat magtig is, en julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Toe skeer die hoëpriester uit verontwaardiging sy klere en sê, hy het God gelaster, waarvoor het ons nog getuienis nodig? Daar het julle nou net die godslasterlike woorde gehoor. Wat dink julle? Hulle het geantwoord, hy verdien die dood. Toe het hulle in sy gesig gespoeg en hom met die vuis geslaan. Hulle het hom geklap en gesê, jy is mos 'n profeet, Christus. Sê vir ons, wie het jou geslaan? Dit is 'n verskriklike tema, maar dis waar. Dit is iets wat ons ongemaklik laat, maar dit is waar. Dis wat met Jesus gedoen is. Hy is in die gesig geslaan met 'n vuis. Hulle het in sy gesig gespoeg. Dit alles het hy vir ons gedoen. Daarom as ons aansit by hierdie diens, hierdie geleentheid waar ons vir mekaar vra, wat beteken dit as ek sê, slaan hom met die vuis? Dan wonder ek baie keer of dit nie is wat in ons gemoed ook is nie. Miskien sê ons dit nie so nie, miskien is dit goed wat ons nie regtig so bedoel nie. Ek wil nie jy met skuldig voel nie. Hierdie is nie 'n geleentheid waar ons met skuldig voel nie, hierdie is 'n geleentheid waar ons net moet besef, ons kan nie net ander mense beskuldig nie. Ons almal staan skuldig oor wat Jesus moes deurgaan. Daarom wil ek hê saam met my bid. Ek gaan 'n gebed voorgaan en dan wil ek hê jy moet agterna ook in stilte self met die Here praat. Here, dis 'n verskriklike plek om te wees om voor die kruisiging te moet aanstap, Here, en deur te gaan wat U moes deurgegaan het. Die vernedering, die mishandeling, Here, die aanranding. En as ons hierdie tekste lees, dan is dit baie keer iets wat neergeskryf is in 'n boek. En elke jaar as ons by Paastyd kom, dan kom ons agter dat dit ook 'n werklikheid was. En vanaand, as ons met trane in ons harte is, Here, oor wat aan U gedoen is, wil ek vra dat U ons harte sal aanraak en vashou. Here, mag ons, elkeen wat luister vanaand, elkeen wat hier is vanaand, iets hoor van wat U Gees aan ons wil openbaar. Here, mag ons nou in hierdie volgende oomblikke ook ons eie harte voor U neersit. Amen. Ek wil jou nooi om na die volgende lied te luister. Dis 'n video wat ek opsit om vir jou kans te gee om ook na die woorde van hierdie eerste deel te kan kyk, dit te kan lees. As daar kinders is, lees dit hardop, dat hulle ook verstaan, dat hulle ook hoor. Dis een van die liedere wat iewers nou sy hart sê, waaroor dit eintlik gaan. Luister na hierdie lied en dink vir 'n oomblik na oor wat word hier gesê.
be. My guilt is undone, my past is untethered, and I leave it behind and run to my Father. There is no disappointment in your eyes. There is no shame, there is only pride. I am loved, Father, I'm loved by you. Yeah. So unreserved, your heart for me. My fear is gone, I am set free. There's nothing to hide, there's nothing to measure. 'Cause I am your child, and that's all that matters. Oh, there is no disappointment in your eyes. There is no shame, there is only pride. I am loved, Father, I'm loved by you. There is no distance in your embrace. Over and over again you say, I am loved, Father, I'm loved by you. Oh, I am loved, Father, I'm loved by you. You are changing everything. You are changing everything. I believe it. I receive it. You are changing everything. Ek wil graag vir jou een vers weer lees en dan sal ek Jesus se reaksie daarop met jou deel. Die hoëpriester sê toe vir hom, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê. Eintlik staan daar, ek vra jou nou regtig, wat is die waarheid? Jy staan voor God, moenie jok nie. En dan vra die hoëpriester vir hom, is jy die Christus, die Seun van God? Dis die vraag wat hy vir Jesus vra. En Jesus se antwoord is eenvoudig. Dit is soos hy sê. Dis die rede hoekom Jesus aan die kruis gehang het. Want hy is die Christus, die Seun van God. En die wêreld kon dit nie hanteer nie. Dit is hy vir jou. Sy genade is vir jou. En hy sê hier, dat ons hom nie meer sal sien soos wat hy was nie, maar dat ons hom eendag sal sien, waar hy by God wat magtig is sit, aan sy regterhand. Dis waar ons Here nou is. Hy regeer. Hy is in beheer, ook van hierdie tyd waarin ons leef. Ook van jou seer, van my seer, van jou hartseer, van my hartseer.
van jou donker, van my donker. Mag dit in lig omhel word. Een van die mooi liedere wat ons ook kry, wat gesing word, is die volgende wat ons gaan na kyk. Dis 'n lied wat eenvoudig iets verklaar van. Dis die Here se genade. Dis waaroor dit gaan. Dis hoekom hy met 'n vuis geslaan is, in die gesig, gespoeg is, in die gesig, verneder is, gemartel is. Dit het hy vir jou gedoen. Kom ons luister. Stom en voorteloos, oor liefde wat risiko's neem, wetend wat nog wag, maar hy doen het in elk geval. Maar hy doen dit in elk geval. Sprakeloos, sprakeloos, staan ek voor hierdie liefde. Sprakeloos, sprakeloos, in verwondering oor hierdie genade, sprakeloos. Stom en voorteloos, wie gee onverdiende genade, sonder voorwaardes. Ek verdien nie wat ek ontvang. Ek verdien nie wat ek ontvang. Sprakeloos, sprakeloos, staan ek voor hierdie liefde. Sprakeloos, sprakeloos, in verwondering oor hierdie genade, sprakeloos. Hoekom soek ons vergate in sy net van genade? Hoekom maak ons iets goedkoop wat duur is? Kom ons wys hierdie wêreld sy ontemmbare liefde. Kom ons los al sprakeloos. Sprakeloos, sprakeloos, in verwondering oor hierdie genade, sprakeloos. Ek hoop dat jy gehoor het, die Vader het jou lief. Daarom het sy seun aan 'n kruis gesterf. Ons was nie in staat om hierdie verskriklike pad te kom stap nie. Jesus het dit vir ons gestap, sodat ek en jy
uit sy genade en vrede kan leef, 'n lewe van oorvloed kan hê. Vanaand gaan ons dink daaraan, en ek wil graag vir elkeen van julle vra om, as ons nou gaan stil word, met mekaar te gesels, nie noodwendig te bid nie, en vir mekaar te sê, wat is dit wat Jesus vir jou en my gedoen het? Hoe groot was die prys? Ek wil ook vir jou vra om te onthou, Jesus was in staat om dit te doen, want hy was die enigste een wat geen sonde gehad het nie. Hy was rein. Hy het ook geweet wie God is. Hy het nooit daaraan getwyfel nie. Dis wat ek vir jou wil vra. As jy kan onthou om nie te twyfel nie, as jy kan onthou wie God is, moet nie bang wees vir die lewe nie. Leef die lewe, geniet die lewe, wat die Here vir jou gegee het, hy het hierdie prys betaal. Vanaand en môreoggend as ons opstaan, dink ons aan wat sy prys aan die kruis was. Daar's vreeslike, verskriklike, lelike prente, wat baie brutaal is. Ek wil nie ons moet net in die brutaliteit vaskyk nie. Ek wil nie ons moet net in die wreedheid vaskyk nie. Die prys was baie groter as dit in elk geval. Dis wat hy aan sy liggaam gedoen het. Here, U weet wat in elkeen van ons harte leef. Daarom wil ek nou, waar ek vir elkeen al, is dit via 'n TV-skerm of 'n foon, ek wil hê met elkeen wat hierna kyk, sy hart aanraak om te verstaan, die prys was nodig, en U het dit vir ons betaal omdat ons nie kon nie. Mag ons uit hierdie prys uitleef, mag ons verstaan dat ons vrygemaak is, Here, mag U Gees in ons lewens dit kom wakker maak, wat ons kan help verstaan. U is ons Vader, en ons is die kinders. Jesus, dankie dat U vir ons die prys betaal het. Ek wil hê dat julle as gesin, of jy waar jy sit, dit vir die Here ook sal sê. Kom ons bid saam. Baie dankie dat jy vanaand saam gestap het deur hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Die wonder van dit alles is dat ons in die volgende paar dae en weke sal moet kyk na die Here self. Ons sal ons oë moet oprig en hom aan die kruis sien en weet wat hy vir ons gedoen het, want daardeur het ons die krag. Soos die hoëpriester gevra het, is jy die Christus, die Seun van God? Help hierdie volgende lied jou en my om dit in ons harte te sê, om te sê ons hou die oë op hom, ons hou aan om na hom te kyk vir ons krag, vir ons troos, vir ons hoop. En ek hoop as Frans wat op hierdie lied sing, dat jy in jou hart, julle as gesin, iets sal hoor van hou die oë op Jesus, hy wat aan die kruis gaan hang, hy wat aan die kruis gehang het, en hy wat vir jou en my die verlossing daardeur bewerk het. Seën en vrede vir jou. Ons sluit met hierdie lied af. So groot, dit vul my met vrees, wat my binneste kneus, met 'n hand uitgestrek, en met liefde bedek, roep Jesus my naam, om op water te staan.
My oë is op U. My oë is op U. U is die seun van God. Dis U wat die winde stop. My oë is op U. My oë is op U. Deur U naam sal ek vas bly staan. Al voel dit of alles vergaan. My oë is op U. Wanneer twyfel my knou, my gedagtes vashou, sal U Gees my kom lei en geloof kom versprei. My oë is op U. My oë is op U. U is die seun van God. Dis wie wat die winde stop. My oë is op U. My oë is op U. Deur U naam sal ek vas bly staan. Al voel dit of alles vergaan. My oë is op U. Selfs in die onbekende waters weet ek dat U my altyd sal bly lei. U is die God wat nooit sal wankel. U is die naam bo elke naam. Die een wie langs my staan. My oë is op U. My oë is op U. U is die seun van God. Dis U wat die winde stop. My oë is op U. My oë is op U. Deur U naam sal ek vas bly staan. Al voel dit of alles vergaan. My oë is op U. My oë is op U. My oë is op My oë is op U. My oë is op U. Ek wil ook die geleentheid gebruik om vir jou te herinner aan môre se Goeie Vrydag Paasdiens, die kruisigingsdiens wat Dominee Nadine gaan doen. Asseblief moet dit nie mis nie. En dan laastens wil ek jou grootseblief vra om nie te vergeet dat die gemeente steeds met sy werksaamhede moet aangaan nie. Ons maak staat op die ondersteuning. Op die kennisgewings is daar oral van die SnapScan wat u ook die bydrae mee kan lewer, sowel as op ander maniere. Ons het die week gevra vir kleertjies, vir 3 kindertjies wat nie klere het, warm klere nie, en ons het die oorvloed kleertjies ontvang. Baie dankie daarvoor. Dit raak ook amper weer tyd dat ons moet begin dink aan kos uitdeel. Ons het 'n klomp gesinne wat regtig nie het nie, en daai tipe goede moet gebeur. Dis waar die kerk 'n rol te vul het, en ons glo dat ons dit ook nog steeds kan doen. Dankie dat ons op U kan staat maak. Vrede vir